Ons luister na die woord van die Here vanoggend vanuit Johannes hoofstuk 3. Johannes die 3de hoofstuk, daarvan verse 1 tot 21. Maar voordat ons gaan saam luister na die woord van die Here, verenig ons eers saam in gebed. Driemaal heilige, drie-enige God, Vader, Seun, Heilige Gees, U is en sal altyd wees, die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste, wat is, wat was en wat kom, die Almagtige, die Alwyse, die alomteenwoordige, Heilige God. En ons buig voor U troon, ons word stil voor U, so bewus van ons eie nietigheid en swakheid. So bewus van ons tekortkominge en hoe ons U so dikwels, so diep teleurstel. Dankie dat ons weet, omdat U Uself ook so aan ons openbaar, dat U 'n liefdevolle Vader is, wat ons in die holte van U hand hou. Wat ons oordek met U vleuels. Dat ons by U kan skuil. Dat U sê dat U ons van alle kante af, van agter en van voor omsluit. Dat U U hand ook op ons lê. Daarom is ons dankbaar vir die voorreg om vanoggend ook weer hier as U kerk saam te wees, saam te vergader. Dat ons hier die voorreg het om te kom en te luister na dit wat U in U woord ook aan ons openbaar, dit wat U vir ons sê, dit wat U vir ons leer. Dat ons weet dat geloof, kennis en vertroue is. 'n gewisse kennis van U woord en U handelinge met ons as mense en met hierdie wêreld, maar ook 'n vaste vertroue. Daarom is dit vir ons so voorreg dat ons hier in 'n erediens kan saam wees, waar ons U kan aanbid, kan dien, kan loof, kan prys, kan eer, saam onder die geklank van U woord kan staan, om te hoor, om te luister wat U aan ons openbaar in U woord. Ons bid dat U in hierdie oomblikke dit in ons hart en gemoed sal stilmaak, dat ons U woord sal hoor, met 'n geopende hart en 'n verligte verstand. Ons dankie vir die voorreg en dat ons dit alles mag bid in die naam van ons Heiland en Middelaar, ons Here Jesus Christus alleen. Amen. Johannes hoofstuk 3 vanaf vers 1. En daar was 'n man uit die Fariseërs met die naam van Nikodemus, 'n owerste van die Jode. Hy het in die nag na Jesus gekom en vir hom gesê: Rabbi, ons weet dat U 'n leraar is wat van God gekom het, want niemand kan hierdie tekens doen wat U doen as God nie met hom is nie. Jesus antwoord en sê vir hom: Voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien. Nikodemus sê vir hom: Hoe kan 'n mens as hy oud is, gebore word?
Hy kan tog nie 'n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie. En Jesus antwoord, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy die koninkryk van God nie ingaan nie. Wat uit die vlees gebore is vlees. En wat uit die gees gebore is gees. Moenie jou verwonder dat ek vir jou gesê het, julle moet weer gebore word nie. Die wind waai waar hy wil, en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie van waar hy kom en waarheen hy gaan nie. Soos elkeen wat uit die gees gebore is. Nikodemus antwoord en sê vir hom, hoe kan hierdie dinge gebeur? En Jesus antwoord en sê vir hom, jy is die leraar van Israel en jy weet hierdie dinge nie? Voorwaar, ek sê vir jou, ons spreek wat ons weet en ons getuig van wat ons gesien het en julle neem ons getuienis nie aan nie. As ek julle van die aardse dinge vertel en julle nie glo nie, hoe sal julle glo as ek julle van die hemelse vertel? En niemand het opgevaar in die hemel nie, behalwe hy wat uit die hemel neergedaal het, naamlik die Seun van die mens wat in die hemele is. En soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die Seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want God het sy Seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Hy wat in hom glo word nie veroordeel nie, maar hy wat nie glo nie is alreeds veroordeel, omdat hy nie geglo het in die naam van die enige gebore Seun van God nie. En dit is die oordeel, dat die lig in die wêreld gekom het, en die mense het die duisternis liewer gehad as die lig, want hulle werke was boos. Elkeen wat kwaad doen, haat die lig en kom nie na die lig nie, dat sy werke nie bestraf mag word nie. Maar hy wat die waarheid doen, kom na die lig, sodat sy werk openbaar kan word, dat hulle in God gedoen is. Tot sover, geliefdes, ons skriflesing salig, werklik gelukkig is ons, wanneer ons die woord van die Here hoor, die woord in die hart bewaar en strewe daarna om gehoorsaam, gelowig, getrou ook volgens hierdie woord van die Here te leef. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, die werking van God drie-enig in die lewe van 'n mens kan beskryf word as net loutere genade, barmhartigheid. Want die kern van die evangelie boodskap is dit, dat God die Vader redding en verlossing skenk aan elkeen van sy kinders wat hy vir hom uitverkies het. Hulle wat deur die verlossingswerk van sy Seun Jesus Christus totaal en al gered en verlos is. Vernuwe deur die kragvolle werk van die Heilige Gees. En dit is werklik onverdiende guns. Dis genade alleen. Want sien, nadat God sy kinders gekies het en hulle toe geroep het, en jy sal onthou ons het verlede Sondag gefokus op die roeping, dan vernuwe hy sy kind deur die werking van die Heilige Gees. En elke kind van God word dus geheel en al herskep, nuut gemaak, geestelik weergebore. En dis die vraag aan elkeen van ons vandag. Dis maar 'n vraag wat ons vir onsself moet antwoord en nadat ons die woord gehoor het vanoggend, maar ook vir onsself die antwoord op hierdie dinge moet gee. En die vraag is, en dis nou 'n vraag wat ons elkeen vir ons persoonlik moet vra. Is ek 'n weergebore kind van God? Met ander woorde, is ek geestelik gebore as gelowige?
as Christen, as kind van die almagtige God. In kort het ek die versekering dat ek nuut gemaak is, herskep is deur die Heilige Gees. Maar wat is dan die wedergeboorte? Nou Nikodemus is 'n Fariseer. Ons lees dit in Johannes 3. Hy's 'n owerste van die Jode. Met ander woorde, hy's 'n gesiene lid van die Joodse raad. En hy kom nou na die Here Jesus toe. Hy kom om onderrig te word aangaande die vernuwing van die lewe, dit wat die Here Jesus verkondig het. En Nikodemus se verwagting is dat hy nou 'n uiteensetting van hierdie nuwe lewenswyse gaan kry, wat dit behels, hoe dit gebeur en hoe dit gedoen moet word, hoe dit geleef moet word. Met ander woorde, getrou aan sy denke as Fariseer, het Nikodemus gedink dat hierdie nuwe lewenswyse tot uiting moet kom deur middel van uiterlike verandering. Met ander woorde, sy dade, sy doen en onderhouding van sekere dinge, dit wat uiterlik moet gebeur. En die Fariseërs het hulle juis mos daarop toegelê dat hulle die wet volkome onderhou. En dit het vir hulle gegaan om die uiterlike vertoon en die innerlike vernuwing. Jy onthou die gelykenis wat die Here Jesus vertel van die Fariseer en die tollenaar wat by die tempel gebid het. Die tollenaar of die Fariseer wat vir homself 'n wonderlike getuigskrif gee van al die uiterlike dinge wat hy doen. Die tollenaar wat bloot gebid het, o God, wees my sondaar genadig. Die Here Jesus stel dit nou baie duidelik dat dit juis nie gaan om 'n uiterlike verandering nie. Dit gaan nie oor 'n uiterlike lewenswyse nie, maar eerder 'n radikale lewensvernuwing wat gelykstaande is nou aan 'n nuutgebore of dan nou 'n weergebore word. Die Here Jesus uitspraak is baie duidelik: 'n mens moet opnuut gebore word om in die koninkryk van God te kom. Die woord wat in die grondteks in die Grieks gebruik word, nogal 'n interessante betekenis. Die Griekse woord is anothem. En dit beteken twee dinge, of opnuut of van bo. In hierdie teks is albei betekenisse van hierdie woord belangrik, want Nikodemus verstaan dit as opnuut of weergebore word. En Jesus bedoel dit as van bo. Dit gaan om 'n nuwe geboorte of 'n wedergeboorte wat van bo afkom, wat vanuit die hemel kom, deur God bewerkstellig word en die mens 'n kind van God maak. En in hierdie hele proses is die mens glad nie betrokke nie. Die mens kan nie op 'n dag besluit, ek wil nou weergebore word. Dit het net niks met 'n mens se eie vermoë te doen. Alles word deur God gedoen. Alles word deur God in sy kind wat hy gekies het en wat hy geroep het. Dit word in sy lewe bewerkstellig. En dis die wedergeboorte. En al wat Nikodemus van die koninkryk van God verstaan het, was dat dit weer herstel sou word volgens die Joodse siening en die Joodse geloof. Maar Jesus stel dit egter duidelik dat om in die koninkryk van God te kom, om die koninkryk van God te sien, met ander woorde om te deel in die hemelse heerlikheid en heiligheid, is nie afhanklik van menslike inspanning. Dis nie iets wat jy as mens kan doen, of verdien, of self verwerf nie. 'n Mens kan alleen in die koninkryk van God kom, deur 'n nuwe geboorte, van bo af. En weer eens is die klem op
die feit dat die koninkryk van God geestelik is. Dit is van 'n nuwe, ander orde, slegs deur geestelike vernuwing van bo. Dis die enigste manier hoe dit verwesenlik word in 'n mens se lewe. So die volgende natuurlike vraag is dan dit: hoe en wanneer vind hierdie wedergeboorte of dan van bo af geboorte in 'n mens se lewe plaas? In Johannes 3 vers 5 tot 8 verduidelik die Here Jesus hoe hierdie nuutgeboorte of wedergeboorte plaasvind. En dis opmerklik dat die Here Jesus klem lê op die feit dat dit vir die mens onmoontlik is om vir homself hierdie nuwe geboorte te bewerkstellig. Die enigste weg tot die koninkryk is van, die Here Jesus sê, uit water en uit gees. Om uit water en gees gebore te word. En in hierdie hele proses is die mens heeltemal passief. Die mens word dus sonder sy eie toedoen nie gebore, want hierdie geboorte is die werk van die Heilige Gees. Weereens, dis van bo af gegee, vanuit die hemel gegee, van God, deur sy Gees in die mens gewerk. En die bedoeling van uit water en gees gebore word, is nie dat hierdie nuwe of weergeboorte plaasvind by die doop nie. Maar dit dui eerder op die kwaliteit van hierdie geboorte, dat dit 'n geestelike geboorte is, 'n totale nuut word, deur die Gees van God. En deurdat die Here Jesus die woorde uit water en gees gebruik, word 'n belangrike faset van hierdie wedergeboorte en wat dit beteken, baie duidelik gegee en uitgespeel. Want hoewel ons sê dat dit niks te doen het met die doop van 'n mens nie, want 'n mens word nie weergebore die oomblik as jy gedoop word nie. Maar tog het die beeld van die doop hier 'n belangrike betekenis. Want water dien as simbool van reiniging van sonde. En die beeld van iemand wat in die water ingaan en dan opklim daaruit, dit dien as simbool van die reiniging van sonde en die opstaan tot 'n nuwe lewe. Maar let op, en dis belangrik, dit is net 'n teken, dit is net 'n simbool. En dis belangrik. Om uit water en gees gebore te word, beteken nie dat die mens self iets gedoen het om hierdie nuwe lewe te ontvang nie. Met ander woorde, die mens het niks gedoen deur self tot bekering te kom en om te laat doop. Het gaan hier om die inplanting van die nuwe lewe sonder dat die mens daarvan bewus is. Hy word nuut gebore en hierdie nuwe lewe word gekenmerk uit water, met ander woorde gereinig, en uit gees radikaal, geheel en al, totaal en al vernuwe deur die kragvolle werk van die Heilige Gees. Nou wanneer gebeur dit in 'n mens se lewe? Weet 'n mens ooit wanneer dit gebeur? Is jy bewus daarvan? Hierdie geboorte kan op verskillende tye en op verskillende maniere in verskillende mense se lewens plaasvind. En die wedergeboorte kan direk deur die Heilige Gees in die hart van 'n uitverkore kind van God geskied, wat nog nooit eens die woord van God gehoor het. Maar normaalweg, oor die algemeen, geskied dit middelik. Met ander woorde, die Heilige Gees werk deur die woord van God. Dit wil sê deur die omgang met die Bybel en die verkondiging daarvan. Die mens staan onder geen verpligting om die wedergeboorte te soek of dit na te streef. Die mens is nie by magte om dit te doen nie. Die wedergeboorte is die werk van die Heilige Gees, en die feit dat ons dit nie regtig verstaan nie, beklemtoon dat ons dit net moet glo. Die Here Jesus sê in Johannes 3 vers 8, die wind waar hy wil, waai waar hy wil, en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waar vandaan of van waar hy kom en waarheen hy gaan nie, soos elkeen wat uit gees gebore is. Dis 'n treffende beeld, want 'n mens kan die wind mos nie sien. 'n Mens kan nie fisies wind sien. 'n Mens sien wel die uitwerking van die wind.
en jy weet die wind is daar, want jy sien die bome en die gras wat waai, maar die fisiese wind kan nie gesien word. Jy kan sy geluid hoor, maar sy oorsprong en sy bestemming is buite die mens se waarnemingsvermoë. Mens weet nie waar vandaan die wind kom nie, en as jy hom voel en ervaar en die uitwerking in die natuur sien, het jy geen idee waarheen die wind op pad is nie. En so is dit dan ook met die Heilige Gees wat in die lewe van 'n wedergebore kind van God werk. Die resultaat van hierdie vernuwende werk van die Heilige Gees word sigbaar in die lewe van 'n kind van God. Hierin lê die verantwoordelikheid van die gelowige. 'n Kind van God, 'n Christen, sy lewe, sy doen en late, sy woorde, sy gesindheid, sy omgang met mense elke dag, op alle terreine van die lewe waar ons kom en beweeg, dit moet alles getuig van die feit dat ons kind van God is. Met ander woorde, dit wat deur God se Gees in ons bewerkstellig is, moet nou, soos die wind, sigbaar word. Die uitwerking van God se Gees, se werking in ons, moet sigbaar wees in hierdie wêreld. Ons moet strewe daarna om as wedergebore kinders van God te lewe. En dit bring ons by hierdie belangrike vraag. Weereens vra ons onsself, elkeen persoonlik dit. Getuig my lewe daarvan, dat ek 'n wedergebore kind van God is. Dat ek nuut gemaak is. Met ander woorde, as mense na my lewe kyk, na my lewenswyse, na my optrede en gesindheid in die alledaagse lewe, kan hulle sien dat die Gees van God in my woon en in my werksaam is. Meer belangrik, wie is ek as mens wanneer niemand kyk? Daar waar niemand my sien, getuig my lewe dan dat ek kind van God is? Is die Gees van God se werking in my lewe ook daar waar niemand kyk en niemand sien, ook sigbaar? Daar in my binnekamer maak ek erns met die bestudering van die woord van God in my gebedslewe. En ons kom na die erediens en ons hoor die verkondiging van die woord, ons aanbid en loof die Here saam met ander gelowiges. Maar die vraag is weer eens, getuig my lewe van dit wat op 'n Sondag by die erediens gebeur het, ook in die res van die week daarvan? Is ek dieselfde mens op 'n Sondagoggend hier by die kerk as Maandagoggend by die werk of in die wêreld daar buite? Pas ons dit wat die Here sê in ons lewens toe, of vergeet ons dit die oomblik wanneer ons by die kerkgebou se deur uitstap? Vergeet ons wat ons hier gehoor het, wat ons hier ervaar het, wat ons hier beleef het? Of streef ek om dit juis ook in my lewe te gaan toepas en te gaan leef in die wêreld daar buite? 'n Wedergebore kind van God maak erns met die nuwe lewe. Hy stry ten alle koste teen die sonde en wil hoe langer hoe meer nie net na sommige nie, maar na al die gebooie van God begin lewe. Heidelbergse Katekismus Sondag 44, vraag en antwoord 114. 'n Nuwe mens lewe volgens die voorbeeld van die Here Jesus Christus. 'n Wedergeborene is nie oneerlik nie, is nie hardvogtig nie, is nie ondankbaar nie, is nie onvergewensgesind nie, is nie ongenaakbaar nie, soek nie vergelding nie, soek nie die hele tyd fout met alles en almal nie, en soek ook verseker nie sy eie eer en sy eie belang nie. Nee, 'n wedergeborene is iemand wat soek na vrede en liefde en eensgesindheid, as ook alles wat eerbaar
goed en mooi is. Ons lewe as wedergebore kinders van God moet gerig wees daarop om so te lewe, ten minste te strewe daarna om so te lewe, elke dag, elke uur, elke minuut, elke sekonde, elke oomblik van my lewe. As wedergeborene moet en wil ons mos nie leef, anders leef. Kan ons nie anders nie. Ons lees mos in Filippense 2 vers 13 dit so mooi, want dit is God wat in julle werk, om te wil, sowel as om te werk na sy welbehae. Die wedergeboorte word aan die mens geskenk tot 'n lewende hoop, deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Want dis die doel, om in goeie werke te wandel. Efesiërs 2 vers 10 sê, want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus, tot goeie werke, wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. God stuur sy Gees uit om die harte van uitverkore kinders van God te vernuwe en dit te herskep. Om ons geestelike kinders van God te maak, aan wie die toegang tot die ewige koninkryk van God gegee is. Laat ons dus elke dag lewe soos weergebore kinders van God. Hy het reeds alles vir ons gedoen, alles gegee, sodat die ewige lewe vir ons werklikheid kan wees. Onthou die einddoel van hierdie hele proses, wat begin by die roep, eintlik begin by die uitverkiesing en dan die roeping, wedergeboorte, dan kom geloof, bekering, regverdigmaking, heiligmaking, volharding. Die einddoel is 2 Sondae terug, die ewige lewe. Om te weet, ek is onkeerbaar op pad na die ewige heerlikheid, God se einddoel vir en met my lewe. Ons lees hier in Johannes 3, want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore kan gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Dis 'n werklikheid vir ons as kinders van God. Mag die Here gee dat ons elke dag so sal lewe en dat ons hom alleen sal loof en prys vir sy loutere genade en barmhartigheid. Ons is, en dis ons troos, as kind van God weet ek dit, glo ek dit, leef ek. Ek is nuut gemaak, volkome nuut gemaak, herskep, vernuwe. Dit sal ons sien by die bekering. Die ou mens met sy sonde en ongeregtigheid het afgesterf. Die nuwe mens in Christus het opgestaan. Leef daarom nuut elke dag, in woord en daad, oral en altyd. Streef om tot eer van God te leef, as weergebore kind van God. Amen. Kom ons bid net saam. Almagtige, ewige, drie-enige God, Hemelse Vader, Here, baie, baie dankie vir hierdie besondere voorreg om te weet dat U met ons, U kinders, bemoeienis maak. En dat U alles doen, sodat ons die ewige lewe kan hê. U het reeds deur U Seun, Jesus Christus, hierdie lewe aan ons geskenk. Ons deel daarin. U roep ons, U maak ons volkome nuut, geestelik nuut, innerlik nuut. Help ons dat hierdie nuut wees, wat gelykstaande is aan 'n asof ons weergebore is. Dat hierdie van bo geboorte, wat deur U in ons, deur U Gees gewerk is, dat dit sigbaar in ons lewens sal word, ook uiterlik sigbaar.
want ook dit dien tot 'n kragtige getuienis tot eer van U naam. Ons bid dat U met elkeen van ons sal wees. U ken elkeen van ons persoonlik by die naam. Ons bid vir uitkoms, vir genesing, vir troosting, bemoediging, alles wat ons nodig het. Soos en wanneer en waar dit ook U wil is. Hou ons styf vas in die Vaderhande. En laat U wil geskied. Dankie dat ons dit alles kan en mag bid in die naam van ons Heiland en Middelaar, ons Here Jesus Christus alleen. Amen. Ons gaan nou daartoe oor om twee broeders in hulle ampte te bevestig, en daarom vra ons dat broer Okkie Olivier en Nicolas Groenewald dan na vore sal kom. Gemeente van die Here Jesus Christus, volgens die Ou Testament het God sy verbondsvolk veral deur 3 ampte laat bedien, naamlik profeet, priester en koning. Die Here Christus het hierdie 3 ampte in homself verenig, en kragtens ons verbondenheid aan hom en gesalf met dieselfde Heilige Gees as hy, beklee elke Christen die ampt van gelowige, ook as profeet, priester en koning. Uit die Nuwe Testament blyk dat God steeds sy verbondsvolk deur gelowiges laat bedien, wat veral op een van 3 amptsterreine funksioneer. Die leraar, profeties, die diaken, priesterlik, en die ouderling, koninklik. Sy doel daarmee is om die gelowiges toe te rus vir hulle dienswerk en om die gemeente as liggaam van Christus op te bou. Die vereistes vir die ampt. In die Bybel is dit duidelik dat 'n amptdraer bekend moet wees as iemand met 'n lewende geloof, met 'n begeerte om vir die Here te werk, wat bekwaam is om te onderrig, wat ook gewillig is om daarvoor toegerus te word, en wat die Heilige Skrif voortdurend ernstig ondersoek. Verder moet 'n amptdraer onberispelik wees, die man van een vrou, nugter, ingetoe, fatsoenlik, gasvry, in alle opsigte betroubaar en met die Gees van God vervul. Geliefde broeders, na ernstige gebed tot God is u tot hierdie ampte verkies, en aangesien daar geen wettige beswaar teen u leer en lewenswandel ingebring is nie, gaan ons nou voort om u in u ampte te bevestig. Vir die ouderlinge geld die volgende. Broeders ouderlinge, u dra as opsieners en rentmeesters van die huishouding van God die verantwoordelikheid vir die opbou en geestelike versorging van hierdie gemeente. U moet toesien dat alle gemeentelede hulle in belydenis en lewenswandel soos lewende lidmate van die kerk van Jesus Christus gedra. Volgens die voorbeeld van Christus moet u herderlike taak dienend uitvoer. Deur voorbidding, huisbesoek en siekebesoek moet u die lidmate bystaan, vertroos, bemoedig met God se woord en in hulle geloof versterk. U moet ook vir die dooplidmate verantwoordelikheid neem, sodat hulle gelei en geleer word om die Here te ken en te dien. Die onordelikes en die onverskilliges moet u in liefde vermaan. Volgens die bepalings van die kerkorde moet u teen diegene wat in sonde volhard met die kerklike tug optree, sodat hulle tot bekering kan kom. Gee ook ag op mekaar en op die leer en lewe van die bedienaar van die woord, sodat alles tot opbouing van die kerk mag strek en geen vreemde leer voorgedra word nie. Ons lees daarvan in Handelinge 20 vers 29, waar die apostel waarsku dat goed gewaak moet word teen wrede wolwe wat onder die kudde van Christus mag inkom. Waak oor die erediens en sorg vir die onderhouding daarvan. Werk met ywer en oorgawe mee aan die uitbreiding van die koninkryk, hou toesig oor die suiwere bediening van die woord en dra sorg dat die sakramente nie ontheilig word nie. Vir die diakens,
van die instelling van die diakenambt wat voortvloei uit die barmhartigheid van God, waarmee hy die skepping onderhou, lees ons in die Handelinge van die Apostels. Aan die begin het die apostels self die bediening van die armes behartig. Hulle het die gawes wat gegee is ontvang en aan elkeen uitgedeel volgens hulle behoeftes. Maar toe sommige weduwees in die versorging oor die hoof gesien is daar op aandrang van die apostels manne gekies wat in die besonder die bediening van die armes moes behartig. Van die tyd af is die diakenambt in die kerk onderhou. Die diakens moet getrou en ywerig die bydraes en goedere wat gegee word versamel en bewaar. Hulle moet ook nougeset sorg dat die middele tot ondersteuning van die armes gevind word. Hulle moet die redes vir die nood ondersoek en so ver moontlik bestry. Hulle aanbehels ook die uitdeling wat hulle met onderskeiding en versigtigheid moet nakom. Verder is dit goed dat nie net met uiterlike gawes nie, maar ook met troostwoorde uit die woord van God aan die armes en noodlydendes hulp verleen word. Die diakens moet die gemeente bemoedig en aanspoor om mekaar se laste te dra en getrou te wees in die diens van barmhartigheid in navolging van Jesus Christus, die knegt van die Here. Verder is die taak van die diaken om diens te verrig by die viering van die nagmaal en by die erediens. Geliefde broeders, u moet nou op die volgende vraag opreg antwoord, sodat elkeen kan hoor dat u bereid is om hierdie diens te aanvaar. Is u daarvan oortuig dat God self deur sy gemeente u tot hierdie besondere ambt geroep het? Aanvaar u die Ou en Nuwe Testament as die ware en onfeilbare woord van God en as die volkome leer van die saligheid en verwerp u alle leringe wat in stryd is met die Bybelse waarhede, so saamgevat in die 3 formuliere van eenheid? Beloof u om u ambt soos dit aan die voorgehou is getrou te vervul, as ouderling in die kerkregering saam die bedienaar van die woord en as diaken in die diens van barmhartigheid. Beloof u om tot eer van God te lewe en om u aan die kerklike regering opsig en tug te onderwerp. Wat is hierop u hoorbare antwoord aan God drie-enig, broer Okkie Olivier? Ja. Broer Nicolas Groenewald? Ja. Geliefde broeders, wees getrou in u dienswerk en in die ernstige ondersoek van die Heilige Skrifte. Wees voorgangers vir die hele gemeente. Wees gewillig en blymoedig in die nakoming van u roeping. En gemeente, ontvang hierdie amptsdraers as gestuurdes van die Here. Bid vir hulle en werk met hulle saam. En stel u self ook beskikbaar om toegerus te word as profete, priesters en konings in die diens van Christus. Kom ons bid net saam. Almagtige, ewige, drie-enige God, ons buig voor u in dankbaarheid, omdat u kerk deur al die eeue heen bewaar, versorg en laat groei. Ons dank u dat u nou ook weer amptsdraers afgesonder het om op 'n besondere wyse in hierdie gemeente te dien. Ons bid dat u elkeen van hulle elke dag deur u Gees sal lei en dat u hulle sal toerus vir hulle dienswerk. Ons bid dat u almal van ons sal help om na u stem te luister, aan u gehoorsaam te wees en dankbaar saam te werk in die opbou en die uitbreiding van u koninkryk. Ook die opbou en uitbreiding van hierdie plaaslike kerk, hierdie gemeente, die AP Kerk Oudtshoorn. Ons smeek al hierdie dinge tot eer van u naam, in die naam van ons Heiland, Middelaar en Verlosser, Jesus Christus, ons Here. Amen.